sien, is nie net 'n emosionele gevoel nie, dit is 'n God-gegewe bewuswording van nood, wat u en my kom dryf tot gebed, tot volharding, tot wysheid, en ook besonders gehoorsaamheid teenoor die Here op te tree. Daar kan ons sien, maar Nehemia, ons gaan daar vanaf hoofstuk 2 lees, die opskrif daar, Artasasta gee Nehemia verlof om na Jerusalem toe te gaan. Ons gaan daar lees vanaf vers 1 in hoofstuk 2 van Nehemia. Kom ons lees daar saam eerste vers. En in die maand Nisan van die 20ste jaar van koning Artasasta, toe daar wyn vir hom was, het ek die wyn opgehef en aan die koning gegee, en omdat ek nooit vir hom bedroef was nie, het die koning my gevra, waarom is jou aangesig so bedroef? Jy is tog nie siek nie? Dit is niks anders as hartseer. En ek het baie bevrees geword, en aan die koning gesê, mag die koning ewig lewe. Waarom sou my aangesig nie bedroef wees nie? Terwyl ek tog die stad waar my vader begrawe is, woes lê en sy poorte deur vuur verteer is. Daarop vra die koning my, wat is dan jou begeerte? En ek het tot die God van die hemele gebid en aan die koning gesê, aan die koning, as die koning dit goed vind, en as u dienaar welgevallig in die oë, stuur my dan na Juda, na die stad waar my vaders begrawe lê, dat ek dit kan opbou. Toe vra die koning my, terwyl die koningslas langs my sit, hoe lank sal jou reis duur en wanneer sal jy terugkom? En die koning het dit goed gevind om my te stuur, en ek het hom 'n bepaalde tyd aangegee. En aan die koning gesê, as die koning dit goed vind, kan hulle van my briewe saamgee aan die goewerneurs wes van die Efraat, dat hulle my laat deurtrek totdat ek in Juda kom. En 'n brief aan Asaf, opsigter van die park van die koning, dat hy aan my hout lewer om die poorte van die vesting, wat by die tempel behoort, met balke uit te lê, en vir die muur van die stad, en vir die huis waar ek sal intrek. En die koning het my dit toegestaan, volgens die goeie hand van my God oor my. Kom ons lees daar tot vers 12. En ek het by die goewerneur gekom, wes van die Efraat, en die briewe van die koning aan hulle gegee. Ook leerowerstes en perderuiters uit die koning met my saamgestuur. Maar toe Sanballat, die Horoniet, en Tobia, die Ammonitiese knegg, hoor dat iemand gekom het om die konings van Israel iets goeds te soek, was hulle daaroor erg ontstemd. En toe ek in Jerusalem kom en daar 3 dae was, het ek my in die nag gereed gemaak, ek en enkele manne saam met my, maar ek het aan geen mens meegedeel wat God in my hart gegee het om vir Jerusalem te doen. Daar was ook geen dier by my nie, behalwe die dier waar ek op gery het. Net tot sover die woord van die Here. Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons ook saam. Here, ons sê vir U dankie hierdie aand vir die voorreg dat ons weer so by mekaar kan wees. Dankie vir die tyd wat ons kan uitkoop, Here. En waarlik, Here, dit is tyd wat ons moet uitkoop om te kan stil raak, om U aangesig te kan soek. En waarlik in hierdie Pinkstertydperk in te beweeg met 'n begeerte om 'n vars, nuwe ontmoeting met U te hê. Here, mag ons dit vanaand ook so beleef en mag U ons naby wees en ons ook ryklik kom seën. Ons bid dit in die heilige, kosbare en dierbare naam. Amen. Nou, liewe vriende, vanaand wil ek graag met julle praat oor die tema wanneer God 'n las op jou hart sit. Wanneer die Here 'n las op jou hart kom plaas. Nou, wanneer ons die woord las hoor, dan dink ons aan 'n negatiewe of 'n slegte, maar dit is glad nie wat hierby bedoel word nie. Die doel van hierdie boodskap is om vir ons as gemeente te help om te kan onderskei tussen gewone bekommernisse, dinge wat ons almal ondervind en beleef, en waarlik 'n geestelike las wat God op my hart kom plaas. Wanneer God 'n las op ons hart sit, is dit nie bedoel om ons te verlam of ons te laat swaar trek of moeilik kry nie, maar om ons juis nader aan die Here toe te dryf, om ons harte te vorm en ons waarlik beskikbaar te stel vir sy bouwerk, vir die werk van God wat voortgesit moet word. En daarom, liewe vriende, vanoggend het ons begin met die tema waar herlewing begin. Ons het in Nehemia 1 gesien dat herlewing nie eers by 'n muur begin het nie, maar eers by die hart van die Here se knegg, by sy kinders. Nie eersins by 'n struktuur nie, maar by verootmoediging, nie eers by planne nie, maar eerste by gebed. Ons het gesien herlewing het begin waar ons harte breek, wanneer ons honger na God se geregtigheid en wanneer ons waarlik die knie vir God begin buig. En nou sien ons in hierdie gedeelte Nehemia hoor van Jerusalem se nood. Hy sien die mure is afgebreek, die poorte verbrand en die volk en wat die ellende hulle verkeer en wat daar gebeur. Maar Nehemia reageer nie koud nie. Hy sê nie dis maar net 'n jammerd en gaan voort met sy lewe nie. Nee, hy is iemand wat waarlik oorgegee is aan God en sy hart is gerig op wat God se hart gerig is en wat God se begeerte is.
En hier sien ons Nehemia wat lewe in die stad Susan. Hy is nie in Jerusalem nie, hy is nie fisies by die struktuur van die muur nie. Hy leef hier in die Persiese ryk as skinker van die koning. En hy kon maklik gesê het, hy het 'n heerlike, wonderlike lewe. Waarom moet hy bekommer oor die dinge daar buite en wat daar aan die ander kant aangaan? Maar God kom druk op hierdie man se hart, op een man se hart, om 'n groot werk te begin, wat die Here al jare terug laat profeteer het en vas laat stel. Die herstel van sy volk, die herstel van hulle land, maar dit begin by een man. En so kan dieselfde vanaand ook gebeur, liewe vriend. So kan die Here ook in u en my hart iets opwek en begin. 'n Las op ons lewens kom plaas, nie om ons te onderdruk nie, maar ons te roep tot God se werk om bruikbaar te wees, dat ons vir hom kan uitstaan en ywer. Daar in vers 12 het ons vanaand gelees iets wonderlik wat die Here vir Nehemia kom doen. Ons het daar gelees en ek het aan niemand meegedeel, sê Nehemia, wat God in my hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie. Daardie sin is belangrik, want dit wys, daar sê wat God in my hart kom gee. Dit was nie bloot 'n menslike ambisie wat Nehemia gehad het nie. Dit was nie vir sy eie eer of uitstaan nie. Nee, dit was nie Nehemia se goeie idee nie. Dit was nie net 'n projek nie, maar dit was waarlik God wat op hierdie man se hart 'n taak en 'n werk kom lê het. En daarom is vanaand se tema, soos ons gesien het, wanneer God 'n las op jou en my hart kom sit, wil hy die mees eenvoudigste man of vrou wat gewilligheid toon gebruik om sy werk voort te sit. Hy wil u gebruik om 'n verandering te bring in ons huisgesin, in ons gemeente, in ons gemeenskap, in ons land en oral waar ons heen gaan. Maar net soos vanoggend sien ons dit begin waarlik eers by u en by my. En daarom sien ons vanaand in ons eerste gedagte, 'n las van God laat jou anders kyk. Ons het gesien vanmôre het ons ook daar saam gelees vers 2 en vers 3 van hoofstuk 1 het gesê, en Hanania, een van my broers, hy en manne uit Juda, wat aangekom het, en ek het hulle gevra na die Jode wat vrygeraak het, wat oorgebly het uit die gevangenskap in Jerusalem, en hulle het vir my gesê, die oorblywenes wat oorgebly het uit die gevangenskap daar in die provinsie, verkeer in groot ellende en smart. Nehemia vra uit, hy stel belang, maar hy is nie onbetrokke nie. Hy wil weet, hoe gaan dit met God se volk? Hoe gaan dit met my geliefdes daar in 'n ver vreemde land vir hom? Wat is die toestand van daardie stand? En die antwoord wat hy kry is swaar. Die volk is in ellende en smaad, die mure is afgebreek en die poorte is verbrand. In die Ou Testament was Jerusalem nie maar net sommer net nog 'n stad of nog 'n plek nie. Dit was die stad waar God sy naam laat woon het. En vanaand is dit in sy kinders, in ons lewens, maar besonder in die tyd, is dit waar God se teenwoordigheid gerus het. Dit was die plek van aanbidding, dit was die stad van Dawid, dit was die plek wat herinneringe het aan God se verbond, wat hy daarmee sy volk gesluit het, wat hy aan hulle beloof het, en waar sy teenwoordigheid gerus het. Die muur van die stad was ook nie maar net 'n dekoratiewe struktuur wat daar gestaan het. Die muur het beskerming betoon, die poorte het orde en regering en gewys dat dinge in plek was soos God dit bedoel het. En die feit dat al hierdie dinge afgebreek het en neergelê het, was vir Nehemia getuienis in 'n oproep in sy eie hart om te sien wat die nood was, wat die probleem was, en het hom gedryf om waarlik die aangesig van God te soek. Nehemia hoor dit, hy sien meer as net klippe wat op mekaar lê, hy sien meer as net 'n stad wat verniel is, hy sien die eer van God se naam wat in gedrang is. Hy sien God se volk wat in smaad verkeer, en hy sien die hartseer gevolg van sonde. Hy sien die nood en die behoefte aan herstel. En is hier waar die Here met Nehemia ontmoet en hierdie las op hierdie man se hart kom lê en hom oproep om tot die werk van God terug te keer. Dit was 'n las wat God gedoen het. En dit leer vir jou en vir my anders te kyk na ons omstandighede en ons eie land en die goed daar buite. Vanmôre het ons genoem, baie maklik, wanneer ons die korrupsie en die misdaad en hierdie sake sien daar buite, kan dit 'n verkeerde emosie in ons harte opbring. Frustrasie, woede, moedeloosheid. Maar God roep ons dat dit eerder berou in ons harte moet opwek. Dat ons hart in lyn sal wees vir die hart van God. Baie mense sou dieselfde nuus kon hoor wat Nehemia gehoor het en gesê het, ag, dis tragedies. Ander sou sê, ja, dis maar politiek. Ander sou sê, dis iemand anders se probleem, nie myne nie. Ander sou gesê, dis te ver weg vir my om regtig iets te kan doen of te kan maak. En ander sou self gesê het, wat kan ek
daaraan doen. En vriende, vir ons nie vanaand, maar die baie keer dieselfde nie. Ons sien in wat die ellende ons land, ons eie mense verkeer. Ons sien die waardes, die morele standaard wat afgebreek is, nog te sê, die liefde en eenheid met God wat ons volk op 'n tyd gehad. En ons kan dieselfde uitkyk hier om te sê, wat het dit met my te doen? Ek dien die Here. Hoekom raak dit my vanaand? Wat kan ek doen om dit te verander? En dis waar ek en u ook ons gesindheid en ons uitkyk reg moet stel. Wanneer ons negatief is, wanneer ons pessimisties na hierdie sake kyk, is dit so. Sal God niks deur jou in my lewe kan. Maar dis wanneer ons die oproep van God ten harte neem. Nie maar langer sê, ja, dit is daai persone of hierdie groep moet maar help of hierdie persoon moet intree nie. Maar soos Jesaja te sê, Here, hier is ek, stuur my. Dit is daardie uitkyk wat God in ons harte wil kom opwek. Dat ons nie langer na ons land kyk as net 'n vervalle land wat op 'n tyd wonderlike eer en rykdom en kosbare dinge gehad het. Dat ons nie net sal terugverlang soos ons baie keer sê na die goeie ou dae nie. Kan ek vir u sê dat wanneer ek baie keer by 'n predikantekonferensie is of daar op die kweekskool, dan word daar baie na Brakpan gemeente gewys en gesê het vroeër jare was hierdie deure oopgeskuif met 'n aanddiens en tot agter gepak. Dan sê ek dis wonderlik, dis mooi en is mooi om terug te kyk na die verlede. Maar dis in die verlede. Ons kan daarvan leer. Ons kan dit in harte neem, maar ook moet ons uitkyk rig op die behoefte wat daar vanaand in ons eie gemeente, ons eie gesinne en in ons eie dorp is. Om eerder te sê, ja, kyk na die goeie ou dae, eerder te sê, die Here kan dit weer kom doen. Die Here kan dit weer kom opwerk in ons eie harte, in ons eie gemeente, in ons eie dorp, dat God hier geken en gedien sal word. Maar dit begin vanaand by jou en my, by die hart van die individu, by die gewillige persoon wat sê, hier is ek, Here, stuur my, gebruik my en lei my. Dat ons nie net sal kyk na die verlaatheid van ons eie dorp en sê, kyk na die paaie en die straatligte nie, maar dat ons eerder sal kyk in die oë van die behoeftiges. Dat ons die nood van die sal raak sien, wat nie net fisies honger het nie, maar geestelik. Dat ons sal sien, broers en susters van ons, vriende, familie en selfs vreemdelinge daar buite, wat 'n honger het, wat hulle nie weet hoe om dit op te los, wat 'n begeerte en 'n behoefte het, wat hulle nie weet na wie hulle verlang. En dat God jou en my mag gebruik om daai twee bymekaar uit te bring. Dink maar die boemelaar by die kant van die straat, en kom ons wees maar eerlik, baie keer stop 'n mens so dat jy maar net voor jou kyk, jy wil nie oogkontak maak nie, jy wil nie die nood raak sien nie, jy wil nie reageer. Ja, dit is so, ons moet nie altyd 'n geldjie daar gee nie, ons versterk soms die kwaad as ons dit doen, maar ons doen geestelik dieselfde. Hou my oë op wat vir my belangrik is, waar my fokus moet wees, wat ek wil sien, en ek sien nie die behoefte en die nood raak. Weerens, liewe vriende, dis een ding om die fisiese behoefte raak te sien. Mense kry swaar en is moeilik. Maar God roep ons vanaand om ons oë te rig op die geestelike nood, waarin ons eie land en mense verkeer. Dink aan iemand wat elke dag dieselfde pad ry en langs die pad is daar 'n huis waar die dak bietjie begin inval en sleg begin lyk. Aan die begin sien ons dit skaars raak, maar later dan sien jy 'n stuk sink begin los te trek. Dan sien jy 'n venster wat breek, dan sien jy die tuin verval. En op 'n stadium sal jy daar verbyry en jy sal hom ken as die vervalle huis, maar vergeet hoe hy lyk en hoe hy voorkom. Ek en jy sal so gewoond aan dit raak. Maar dink jy daar by eendag ry iemand saam met jou en hulle sê, maar kyk daar die huis. Hoe kan mense so leef? Iemand moet help. Skielik sien ons weer 'n lang behoefte raak wat ons geïgnoreer het, verbygeweeg het, aangeneem het as dis die normale, dis die standaard. Dit is maar hoe dit is. En net weer is daar 'n oproep op ons harte te rig op die behoefte en die nood. Dit kan so maklik geestelik met een en my gebeur. Ons raak gewoond aan stikkende mure. Ons raak gewoond aan koue harte. Ons raak gewoond aan min gebed. Ons raak gewoond aan mense wat afdwaal. Ons raak gewoond aan leë stoele. Ons raak gewoond aan gesinne wat geestelik uitmekaar uitval. Ons raak gewoond aan 'n vorm van godsdiens sonder God. Jy weet 'n statistiek wat ons so keer op keer hoor en ons aanvaar dit is nou maar net hoe dit is. Wat is die skei-syfer in Suid-Afrika of in die wêreld? Die behoort te weet, so 'n bekende getal, moenie middel. Wat is die skei-syfer? 50%. Ons almal weet. Ons praat daaroor en ons neem aan, dis maar normaal, dis maar hoe dit moet wees. Gesinne val maar uitmekaar uit. En liewe vriende, sulke sake en goed wat ons moet begin pla. As ons hoor, nee maar
hierdie kind dien nie die Here nie, of hierdie persoon is op hierdie pad, of hierdie familie stry en beklei hieroor, dan neem ons aan, ag, dit is maar hoe dit is. En ons sê daardie bekende woorde, elke huis dra sy kruis. Ja, liewe vriende, dit is so. Elke huis sal ondervind stryd en uitdaging. Maar om dit te aanvaar as die normale en as die norm, behoort nooit by jou en my lewe op te spring. Nie eerder moet ons harte buig, soos Habakuk, en Habakuk 1:2 roep hy uit en sê, hoe lank, Here, roep ek om hulp, maar u hoor nie, skree ek tot u, geweld, maar u verlos nie. Habakuk sien die vervalse van sy volk, en dit word vir hom 'n persoonlike las. Psalm 119 vers 136 sê, waterstrome loop uit my oë, omdat hulle die wet van u nie onderhou nie. Dit is 'n hart wat nie koud kan bly wanneer God se woord verontagsaam word. Dat hierdie dinge ons weer moet begin pla, ons weer moet begin ruk, ons weer moet dring om te sê, ek kan nie stil bly. Ek kan nie van my knieë af bly en maar net aangaan met die normale. Liewe gemeente, laat ons vanaand eerlik vra, wat sien ons wanneer ons na ons lewens, ons gemeente, ons gesinne en ons gemeenskap kyk? Sien ons maar net probleme? Sien ons maar net mense buite raak om hulle te kan kritiseer? Ja, dit breek my hart. Wanneer ons kyk na die verlore wêreld daar buite, die sonde aanskou, dan sê ons, ja, ag, hulle is maar net ongeredde mense, geen wonder hulle tree so op. Nee, dit moet ons harte breek. Besef dat daar is 'n nood wat die persoon self nie raak sien nie, waarin die Here jou en my roep om antwoord aan te gee. Sien ons maar net hoe dinge verander, of sien ons waarlik die geestelike nood en behoefte raak? Wanneer God 'n las op jou en my hart kom plaas, begin ek en begin jy nie eers met beskuldiging nie, jy begin met gebrokenheid. Daar is 'n verskil tussen krities te wees, kritiek te lewer, en waarlik 'n las te hê vir God se saak en siele daar buite. Kritiek sê, kyk hoe sleg is die dinge daar buite, waar 'n las sê, Here, wees ons genadig. Kritiek sê, staan op 'n afstand, dit het niks met my te doen nie. 'n Las sê, ek kom nader, ek word betrokke, ek gee om. Kritiek maak jou hart hard, 'n las maak jou hart nederig. Dit is tot dit wat die Here vir my ook roep, liewe vriend. Kritiek praat baie mense oor, maar net as 'n probleem. 'n Las praat eerstens met God oor daardie probleem. Dis lekker wanneer ons koffie en tee drink, maar dan hoor mens maar hier's 'n politieke siening wat hier uitkom, en dan praat ons 'n bietjie oor die munisipaliteit en Brakpan en hierdie regering en daardie sake. En dit is so, ons noem hierdie goed om mekaar bewus te maak. Maar wanneer laas het ons in gebed vir God verkeer vir hierdie saak? Dit is so lekker om hierdie dinge uit te kry. Die Engels praat van your venting. Jy kry daardie opgeboude frustrasie uit. Maar liewe vriende, waar daardie uiting gegee moet word, is nie net hier by 'n koffie, 'n tee, ergens daar buite nie, dit behoort op ons knieë te wees. Daarom is die oproep vanaand dat die Here 'n las op ons sal kom plaas, dat ons uitkyksel begin verander. Dat daardie verharde hart wat koud is dalk teen die wêreld daar buite, sal begin sag word. Dat ek sal begin ween oor verlore siele, dat my hart sal breek vir die toestand, geestelike toestand in wat ons land verval, en ek waarlik weet, 'n hand van genade sal begin uitsteek en die evangelie met vrymoedigheid verkondig. 'n Ateïs het eendag gesê dat Christene kan nie die boodskap glo nie. Want as hulle waarlik sê dis goeie nuus, waarom sal hulle daaroor stil bly? En dis presies wat die woord evangelie beteken. Goeie nuus. Goeie nuus. Waarom sal ons daardie nuus vir onsself hou? In ons volgende gedagte vanaand sien ons, wanneer ons kyk na die gedagte van wanneer God 'n las op jou en my kom plaas, sien ons 'n las van God dryf jou na die binnekamer. Wat so merksaamwaardig is toe Nehemia voor die koning verskyn, sien ons, die koning vra vir hom, Nehemia, waarom is jy bedroef? Waarom is jy hartseer? En dit staan daar, en Nehemia tot God gebid. Nou Nehemia kon nie gou vinnig gesê, koning Artasasta, verskoon my. Ek wil gou tyd met die Here gaan spandeer, dan gaan ek nou vir jou antwoord gee. Nee, wat hier plaasgevind het, is wat ek en u sal ken, 'n opskietgebed. In sy oomblik gesê, Here help my. Here gee vir my die wysheid. Here gee vir my die woorde. Here gee vir my die lei. En ja, daar is krag in 'n opskietgebed, maar hierdie opskietgebed is gebou op 'n lewe van gebed. Dit was nie maar net Nehemia wat iewes skielik 'n gebedjie uitgeruk het nie. Nee, dit is gebou op 'n lewe van oorgawe wat van 'n man wat gedurig met God ontmoet het.
'n man wat so in kontak met God was, dat daardie opskietgebed net 'n opnuut uitroep was tot die Here. Ons het gesien in hoofstuk 1 hoe Nehemia voor God gebid het, hy het homself verootmoedig, hy het geween en gehuil en gevas en gebid voor die aangesig van God. En hier kom hy te staande voor die koning, en in hierdie opskietgebed antwoord God, gebruik die Here hom om 'n wonderlike werk te verrig. Maar liewe vriende, dit kan nie bly by 'n opskietgebed. 'n Opskietgebed is gebou op 'n fondasie van 'n man en vrou wat gedurig deur die Here soek. Hier sien ons dat 'n Godgegewe las nie dieselfde as paniek is nie. Dit is nie dieselfde as menslike spanning nie. Dit is nie net bekommernis wat jou slapeloos maak nie. Dit is 'n las wat jou na God toe dryf om te sê daar is geen ander uitweg, oplossing, raad of persoon wat hiermee kan raak. Nehemia doen 4 dinge. Hy gaan sit, hy ween, hy treur, hy vas en hy doen dit alles in gebed. Hy word stil genoeg om die nood ernstig op te neem en hy laat homself voel wat God op sy hart gelê het. Hy hardloop nie daarig weg van die pyn nie. Nee, inteendeel, dit is iets wat ons vandag moeilik vind, liewe vriend. Ons wil dikwels vinnig van 'n las ontslae, vinnig 'n oplossing soek. En die wêreld is vol kitsoplossings, kort paadjies en maklike uitweë. God roep ons tot 'n tyd wat ons uitsit vir gebed. Hier sien ons Nehemia bid voor die aangesig van die God van die hemel, sê die gedeelte. Daardie uitdrukking is belangrik wanneer ons vanaand daarna kyk. Nehemia bring die stikkende muur voor God van die hemel, die God van die heelal, die God aan wie dit behoort. Hy bring die aardse nood voor die hemelse koning. Hy bring Jerusalem se pyn voor die God wat bo alle konings van konings is. En kyk na die inhoud van hierdie gebed wat Nehemia bid. Vanmôre het ons gesien daardie woorde: Ag, Here. Ag, Here. En vir ons, maar baie keer wanneer ons daardie woordjie sê, ag, dan kom ek klaar. Maar hierdie is 'n man wat homself vir God gebroke vind. Hy sê, ag Here, God van die hemel, groote en gedigte God. Nehemia begin nie met die grootte van die muur nie, hy begin nie met die grootte van God inteendeel. Hy begin met die mag. Hy begin nie met die mag van Persie nie, hy begin met die mag van God. Hy begin nie met sy eie onmoontlikheid nie, hy begin met God se beloftes. Liewe vriende, is presies wat daardie bekende woorde sê, daai aanhaling wat ons al so baie gehoor het. Moenie vir God sê hoe groot is jou berg nie, maar sê vir jou berg hoe groot is God. Dis die oproep tot wat die Here vir ons as sy kinders kom roep en wat hy van ons sal verwag en vra. Let op, hy sê nie net hulle het gesondig nie, maar ek en my familie. Hy verootmoedig homself voor die Here, soek sy aangesig en buig hom voor God neer. En tot hierdie selfe las, 'n las van gebed kom roep die Here vir jou en vir my as sy kinders vanaand. Ons praat gedurig van daai oom en tannie van vroeër jare. Hulle was sulke bidders. Hulle het so ingetree. Wanneer hulle gebid het dit geklink of hulle persoonlik direk met God spreek. Maar let op, dis altyd in die verlede. Waar is daardie bidders vanaand? Waarom is dit nie ek en u? Waarom is dit altyd iets wat was en iets wat nie meer is nie? Filippense 4 vers 6 en 7 roep ons op wanneer dit sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging voor God bekend word. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Die woord van die Here sê nie, moenie iets voel nie. Die Bybel sê, bring dit inteendeel na God. Wanneer daar die las dring, wanneer dit my pla, wanneer ek omgekrap voel, wanneer ek voel dit word te swaar, as dit iets wat ek voor die Here kom neerlê. So interessant, wanneer ek kyk na die voorbeeld van iemand wat 'n rugsak vol klippe opsit en dra. Ja, dit is swaar. En ons vergelyk dit met iemand wat 'n kruiwe het vol boumateriaal, net so swaar. Maar die een is 'n las wat gedra word sonder 'n doel en 'n rede daarachter, waar die ander die kruiwe aangestoot werk om 'n doel te verrig. Liewe vriende, dit is nie maklik nie. As iemand vir jou sê dit kom maklik vir hulle om 2-3 ure te spandeer in gebed. As iemand vir jou sê hulle vind dit maklik om dag na dag sonder ophou, sonder onderbreking God te soek in gebed en die tyd uit te koop, dan lieg hy. Dit is nie maklik vir enige persoon. Maar dis die oproep wat God op ons lewens plaas. Gaan ons daardie rugsak op ons sit en toelaat dat bekommernis en stres en vrees en angs en moedeloosheid ons uitput? Of gaan ons daardie laste, soos daardie kruiwe na God toe bring in gebed
en dit voor sy voete kom neerlê en hom vertrou dat hy sal ingryp, hy sal werk en hy die verandering sal bring. Ja, ek en u kan ywer en ek en u kan werk, maar as God nie u huis bou, is alles te vergeet. Beteken dit niks. 1 Petrus 5 vers 7 sê, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Psalm 55 vers 23 sê, werg julle sorg op die Here, en hy sal julle onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. Jakobus bevestig dit wanneer ons oproep en sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Ek wil ons baie keer dink, maar wie is ek as 'n regverdige? Wie is ek om hierdie titel vir myself aan te neem? Maar in daardie selfe hoofstuk kom deel die woord vir ons uitdruklik. Elia was 'n man, net soos ons. Wat die woord wat Heer vir u en vir my kom sê is, die Here kom soek nie vanaand die mees geestelikste, wonderlikste, selfvertrouendste mense. Hy kom soek 'n nederige hart, wat nie op homself staat maak, wat gewilliglik sê, Here, hierdie las sal ek op my neem in gebed. Hy kom soek nie vanaand die mooiste gevleelde woorde, die persoon wat die meeste psalms van hulle kop kan afsê nie, maar hy kom soek 'n gewillige hart wat opregtheid tot hom sal bid en vra. Lukas 18 vers 1 sê Jesus, het hy die gelykenis gestel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos moet word. En dit pas hier by Nehemia, hy bid nie net een keer nie, hy bid volhardend. Liewe gemeente, wat doen ons met die laste wat God op ons hart kom plaas? Party mense praat net daaroor, ander kla weer daaroor. Party mense sit dit maar net op sosiale media, kyk hierdie probleem, kyk my uitdaging, voel vir my sleg en kry my seer. Ander mense raak net kwaad daaroor, party ontken dit sommer eenvoudig, maar Nehemia, wat doen hy? Hy bid. Hy dra dit aan God op. Ons moet leer om meer laste na die binnekamer te dra as na die wêreld daarby. As God vir jou 'n las gee vir jou kinders, bid. As God vir jou 'n las gee vir jou huwelik, bid. As die Here vir jou 'n las gee vir jou gemeente, bid. As God vir jou 'n las gee vir jong mense wat wegdrewe en hom nie meer wil dien nie, begin bid en intree. As God vir jou 'n las gee vir verlore mense in jou familie, bid. As God vir jou 'n las gee oor jou eie geestelike kant. Dis vanaand die oproep, kind van die Here, is tyd om weer op jou knieë te gaan. Maar bid soos Nehemia. Begin vanaand in die eie binnekring, in die eie hart. Here, kom wys in my eie lewe uit. As jy 'n nood sien, maar jy bring dit nie na God nie, kan jy baie maklik verhard daaroor. Jy kan sinies word, jy kan krities word, jy kan selfs moedeloos word, maar wanneer jy dit vir God bring, vorm God eers jou hart, voordat hy jou hande werk gebruik tot sy verheerliking. Liewe vriende, ons kan vanaand praat oor die mure wat herbou moet word, ons nasie, ons volk, ons kerk, ons gesinne wat herstel moet word. Maar voor ek en u enige werk wil aanverrig op doen, is dit vanaand nodig om by die bloudruk, die blueprint soos die Engels sê, te begin. En dit vind ek in die in gebed. Voor ons begin aanpak en praat en doen en wil werk en wil ywer, is dit nodig om vir God te kom stil raak. Ons as kinders van die Here kan so maklik ywer, sonder wysheid toepak, aanpak, dat ons dinge sê, maak en doen, voor ons vir God gaan stil raak. Die boek Jakobus moedig ons aan, dat wanneer ons wysheid kort kom, kan ons dit met vrymoedigheid van God vra. En ons vra dit nie om dit te eis nie omdat ons dit toekom nie, maar op ons knieë met 'n nederige hart voor die aangesig van die Here. Dit is wat ons nodig het ook in hierdie Pinkstertydperk. Nie net mense wat sê iets moet gebeur, maar mense wat voor God buig en sê, Here, begin by my. Ontmoet my in my binnekamer. Ontmoet my in my hart. Verander my vir U my omstandighede, my familie, my vriende, my bure, my gemeente en my gemeenskap verander. Maar dan ons laaste gedagte vanaand na wat ons kyk, sien ons 'n las van God beweeg jou tot gehoorsame optrede. Nehemia 2 vers 1 begin en ons lees dan in die maand van Nisan in die 20ste jaar van koning Artasastar, toe daar wyn voor hom was, het ek die wyn opgeneem en het aan die koning gegee, maar ek was nooit tevore droef voor hom. Nehemia se hart was waarlik beweeg.
Hy het nie maar net geskrik toe hy hoor van Jerusalem nie. Hy het nie maar vinnig 'n paar traantjies gepluk en dit agter hom gesit nie. Nie, hy het dit waarlik ten harte geneem wat God hier op sy hart kom druk het. Hierdie sin wys vir ons dat daar tyd verloop het tussen Nehemia 1 wat daar gebeur het en in die maand Kislew. Nehemia 2 sê vir ons weet dit is in die maand Nisan. Dit is ons Januarie as ons so van moet praat. Hierdie tyd het verloop, dit is ongeveer 4 maande tussen Nehemia hoofstuk 1 en Nehemia hoofstuk 2. 4 maande het verloop. Nehemia dis nie om oorhastig laat optree of net gereageer of probeer doen nie. Hy het die las op hom gedra, hy het gebid, hy het gewag en hy het God gesoek. Maar toe die geleentheid kom, toe tree hy op. Die koning sien Nehemia se gesig en hy vra vir hom, waarom is jou aangesig so bedroef? En dan sien ons Nehemia sê, toe het ek baie bevrees geword. Hierdie klein detail wat hier vir ons inlê is eintlik kosbaar. Nehemia is bang. God se mense is nie altyd sonder vrees. Wanneer ons die groot werk en taak aanskou wat hier in ons eie gemeenskap, gemeente en gesinne is, en dat ons baie vinnig laat skrik. Hoe moet ek met my geliefdes praat oor Jesus? Hoe moet ek mense hier buite op die straat evangeliseer? Hierdie vrees kan oorweldigend voel en voel ons kan dit nie hanteer of self verdra nie. Maar ons sien ook die oplossing daar. Dan vra die koning vir Nehemia, wat is dan wat jy begeer? En dan lees ons iets merkwaardig. En ek het tot die God van die hemel gebid. Hierdie kort opskiet gebed, stille gebed, 'n gebed in 'n oomblik, maar dit was moontlik om met Nehemia al maande lank God se aangesig gesoek het. Dit wys vir ons Nehemia se las het nie net 'n emosie gebly. Nie net 'n paar trane wat hy afgevee het, maar dit het oorgegaan in verontmoediging en 'n verantwoordelikheid om God te gehoorsaam en te doen wat die Here van hom af verwag. 'n Las van God maak jou nie ongeorganiseerd. Dit maak jou nie roekeloos. Dit maak jou nie meer dramaties. Dit bring jou by 'n konkrete gehoorsaamheid. God het my geroep tot dit en ek sal dit uitvoer. Dan sien ons Nehemia sê en ek het die koning het aan my toegestaan om met die goeie hand van God oor my was. Nehemia weet die deur het oopgegaan omdat God dit vir hom oopgemaak het. God die geleentheid vir hom geskep het. En hierdie vers is belangrik vir ons ook in hierdie reeks wat ons vorentoe gaan sien. Wanneer God weer bou, gebruik hy mense. Maar die werk bly sy werk. Nehemia praat, Nehemia vra, Nehemia beplan, Nehemia reis, Nehemia bou, maar God se hand is oor hom in alles wat hy maak en alles wat hy doen. Die las kom van God, die geleentheid kom van God, die guns kom van God, die voorsiening kom van God, die uiteindelike herstel kom van God. Maar hy bewerk dit in manne en vroue se hart wat gewillig en gehoorsaam aan hom toegewyd is. Woorde wat ek al baie van hierdie kant af gesê het. Die hoogste vorm van aanbidding wat ek en u tot God kan rig, is nie praise and worship. Is nie om taakies te verrig en te doen. Het gaan nie oor hoeveel tiende en kollekte ons gee. Die hoogste vorm van aanbidding wat ek en u as kind van God aan hom vanaand kan bewys, is gehoorsaam. Goed gedoen, my getroue diensknegt. Dit is die woorde wat die Here Jesus tot ons wil spreek. Dit is sy oproep vanaand aan ons as sy kinders. Dink aan 'n brandweer waar wanneer hy alarm hoor, is dit nie genoeg dat hy net ontsteld raak en sê daar is 'n brand nie. Hy kan nie net sê hoe tragedies, daar is 'n brand, hoe sleg is dit nie. Die alarm is bedoel om hom in beweging te bring. Hy trek sy toerusting aan, hy klim in die voertuig en hy gaan na die plek waar daar nood is. Iemand noem vir my, toe Dawid daardie groot reus Goliat aanskou het, het hy nie maar net in 'n hoekie gaan sit en gesê, kom ons bid tot die probleem weg is. Dawid het tyd in gebed deurgebring, maar hy het ook daardie slingervel gaan optel en in die wil van God opgetree. Liewe kind van die Here, ons gebruik baie keer gebed as 'n verskoning. En sê ons, kom ons bid dalk. Ag, ons sal aan jou dink. Ag, kom ons hou saam die Here vas. En buitenwel, alhoewel daai gebed baie keer nooit gebeur, kan dit nie net by gebed bly. God roep ons tot op ons knieë, roep om op te staan om sy werk en sy wil te verrig. 'n Las van God werk soos daardie geestelike alarm. Dis nie bedoel om jou ongemaklik net te laat voel nie. Dis 'n oproep tot aksie en tot werk, maar nie paniekerige aksie nie, gehoorsame
reaksie op wat God van jou en van my af verwag. Nehemia hoor hierdie alarm, lees ons in hoofstuk 1. Hy bid, hy wag. Maar in hoofstuk 2 klim hy te ware op die wa en hy tree op aan die werk van God. Liewe vriende, dis vanaand een ding om te sê, hoe mooi, hoe wonderlik klink hierdie boodskap, hoe mooi val dit op die oor. Maar as ons nie uitstap en dit kan toepas, dan mors ons tyd. Ons kan bid tot ons blou word, maar ons oproep tot aksie. Jakobus 2 vers 17 sê, net soos ook die geloof, as dit geen werke nie, in sigself dood. Ja, ons word gered deur geloof en geloof alleen regverdig ons voor God. Maar die bewys dat daar waarlik geloof in my hart gekom het, is dat my lewe verander het, daar het aksie voortgesit in my lewe. En dit is wat die Here jou en my roep, as daar waarlik dan geloof is, as ons waarlik vanaand sê, ek glo die Here kan my verander, ek glo die Here kan my gesin verander, ek glo die Here kan ons gemeente en ons gemeenskap verander, dan moet daar aksie vanaand wees. Ons kan nie stil terugsit met ons arms gevou en sê, Here, U moet maar alles verrig en doen nie. God wil vanaand deur sy kinders kom werk. Dit beteken nie werke red, maar ware geloof bly nie vrugteloos. Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot wat? Tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. God red ons nie deur goeie werke nie, maar hy red ons tot goeie werke. Vanaand hoef ons niks te bewys in ons werke, maar ons werke bewys waar my geloof vanaand is. As ons passief terugsit, moedeloos raak, hande in die lug wil gooi, dan vertrou ons nog vanaand op onsself. Maar as ons gewilligheid toon en sê, Here, hier is ek, wys my waar en wanneer en wie, sal ek vir U werk ywer. Wys ons waar staan ons hart vanaand. Jesaja 6 vers 8, daardie bekende woorde, lees ons, hierop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord hy, hier is ek, stuur my. Wanneer Jesaja God se heiligheid sien en sy eie sonde bely, kom hy tot 'n plek van beskikbaarheid, waar God hom kan stuur, waar God hom kan gebruik en God hom deur sy lewe kan verheerlik. Ja, liewe kind van die Here, dit begin vanaand dat die Here jou en my geestelike oë oopmaak. Dat ons nie langer vasgevange is in ons eie belangrike sake wat ons dink die lewe oorgaan nie, maar dat ons weer ons koppe omhoog sal hou. Die nood reg rondom ons begin raak sien. Dat ons nie die las sal sien as iets wat daar is om my uit te put nie, maar 'n las wat ek met vrymoedigheid vir God se saak begin dra. Maar saam met dit 'n las wat ek na my binnekamer toe sal neem. 'n Las wat ek sal uitstort in gebed voor die Here, maar dan ook besonder 'n las wat my dring tot aksie. Ek kan nie maar net so bly nie, ek kan nie maar net so aanhou nie, maar ek soek God vir verandering, vir vernuwing en dat hy waarlik in my lewe sal kom werk. Dat hy my sal gebruik net soos ek is. Ons weer kan begin herbou. Weer nuut begin, vars begin tot sy verheerliking. Daar is baie mense wat wag dat iets moet verander, dat iemand iets moet bou. Iemand anders moet bid, iemand anders moet dien, iemand anders moet besoek, iemand anders met die kinders leer, iemand anders moet met die jong mense werk, iemand anders moet evangeliseer, iemand anders moet gee, iemand anders moet stikkende mure raak sien. Nee, Nehemia leer ons, wanneer God 'n las op jou hart sit, is dit dikwels omdat hy jou wil betrek en waar hy jou wil gebruik. In die aande nou, in die maand is ons besig met 'n reeks oor geestelike gawes, ontdek jou gawe. En een van die aspekte wat my opnuut aangeroer het, om te wys waar wil die Here jou gebruik, is waar sien jy behoefte? Waar sien jy leemte? Waar sien jy, mag ek die uitdrukking gebruik, pap op die grond val? Dis tot daar waar God jou roep. Liewe kind van die Here, rig vanaand jou oë op. Kyk tot waar God jou wil roep. In jou huis, by jou werk, in jou gemeenskap. Mag ons vanaand dat in ons binnekamers neem, maar mag dit ons dryf tot arbeid en werk vir God en vir sy saak. Mag ons nie langer passief wees en uitroep en vra wie gaan help, wie gaan verander, wie gaan iets doen nie, maar eerder soos Jesaja sê, hier is ek, Here. Stuur my, gebruik my, begin by my. Amen. Kom ons bid.
Vader, Here, ons eer U in hierdie aand. Ons sê vir U dankie vir hierdie wonderlike tyd van afsondering waar ons vir U kan kom stil raak en tot U kan bid. Here, ons wil waarlik vir U kom vra dat U in hierdie Pinkstertyd 'n vars en nuwe ontmoeting met een en elkeen van ons sal hê. Here, ons kyk na die lewe van Nehemia, ons sien hoe U herlewing bewerk het in hierdie tyd en besef ons, Here, niks verhoed dat U dit nie weer kan kom doen. Maar Here, begin vanaand by ons. Kom maak ons geestelike oë oop. Help ons om te sien die nood wat reg rondom ons is. Here, dat ons sal reageer. Ophou met verskonings. Redes hoekom ons nie kan. Here, dat ons aan U sal vashou en sê begin by ons vanaand. Seën ons, Here, en wees met ons in hierdie tyd. Kom ontmoet ons ook vanaand, waar ons in ons binnekamers gaan wees. Môre waar ons wie aan die besige bedryf is van die week. Kom roep ons tot tye van stilstand. Dat ons net weer hierdie gedeeltes kan bepeins. Onsself in die skoene van Nehemia kan kom plaas. En sien, Here, waar wil U hê met ons weer bou en vir U kom eien. Seën ons nou, Here, word U ook verheerlik daar. Die daardie. Ons bid dit in die heilige, kosbare en dierbare naam. Amen. Nou is nog 'n heerlike